Goeienaand almal en welkom by nog 'n episode van Storie 67 by Radio 67. En ons gaan vanaand met Andrea, 'n inwoner van Eston, en ook 'n pageant model gesels. So Andrea, baie welkom by Radio 67 en dankie dat jy ingestem het om saam met ons te kom gesels vandag. Andrea, kan jy vir ons meer vertel oor wie jy is en 'n bietjie meer background oor jou gee? So ek is oorspronklik van Eston, tot en met 2007 het ek hier gebly en toe het ons in Mpumalanga toe getrek, baie ver van die huis af, weg van die familie af, en daar het ek laerskool en hoërskool klaar gemaak en na skool het ek nog in Piet Retief gebly en toe is ek Johannesburg toe en ek was daar tot en met laas jaar en nou is ek terug by die huis. Terug by die huis. Hoe was die as ons wel op dit kan praat, hoe was die transition vir jou van dat jy moes nog groot geraak het tussen nog mense en dan jy beskikbaar word jy weggevat van jou huis af? Dit was 'n huge adjustment. Dit was regtig groot. Maar ek dink omdat ek kleiner was dit ook makliker vir my. Maar obviously het ek maar die familie baie gemis, my vriende. Ja. Ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor pageant modeling. So baie van die kykers weet seker nie of die inwoners van Eston weet seker nie eers dat jy eintlik 'n model is nie. En dat jy 'n spesiale soort modeling doen, nie doen pageant modeling, beauty contest nie. En dit is een van die hoe sal ek mense by demanding tipe modeling wat jy kan kry. Dit vereis baie van 'n persoon. So ons gaan nou dit gesels het sommer net oor jou karier. En dan ook dat in general. Maar waar het modeling vir jou begin en was dit iets wat jy al die pad nog wou gedoen het? Ek was maar altyd into beauty goeders as 'n kind, Barbies en hakskoentjies en cuties en make-up en sulke goed. En dit's eers in hoërskool dat ek besluit het maar ek wil iets in die beauty industrie doen, whether is dit 'n beauty therapist of dan 'n modeling. Maar ek het nooit gedink ek sal pageant modeling doen. Dit was nie eens. Dit was nie eens op die kaarte nie. Ek het gedink ek gaan runway model en commercial modeling vat. Hoe het jy dan toe by pageant modeling het gekom en nie runway of commercial modeling nie? So ek het mos nou soos ek gesê het in Piet Retief gebly en dit was 4 ure van Joburg af, which is the closest city. En dit so moeilik vir my wees om by 'n agency aan te sluit en dan sê normaal net môre 'n casting vir my om nog transport te kry en sulke goed. So ek het nou eers na skool regtig aandag gegee aan en my vriendin het toe 'n modeling skool oopgemaak en sy sê toe vir my nee maar kom join. Ek sê okay, what do I have to lose? En toe ek daar begin en ja, toe ek af begin hou en maar net verder gevat. So dit is nie dat jy nie dat dit nie vir jou was dat jy nie kon die ander tipe modeling soos commercial of runway doen nie, dit was ek meer geskik vir jou om in die pageanting in te gaan. Het jy ooit oorweeg om nou nadat jy nou eers in jou voet in die pageant modeling gehad het om ook ander modeling jobs of so te aanvaar of om meer oor dit te doen of te leer? Ek het maar ek onthou ek het by die een groot agency aansoek gedoen en ek het gegaan, hulle het my foto's gelaai en toe ek by die agency kom, het die vrou direk vir my gesê you're just another colored girl with curly hair. So there's nothing special about you. So ek het niks uniek soos 'n merk in my gesig of you know. En ek het dit daar gevat. So nadat het ek letterlik nooit weer probeer by agency. I was like, that was stuck in my head that you don't have anything special, so why even try? Yes. So jy sê dat as jy bietjie harder probeer het en nog ander agencies kan as jy miskien 'n kans sou gestaan het want okay, kom ons praat oor watter tydperk was hy, watter jaargetal was hy toe jy vir dit aansoek gedoen het? Daar was 2020. Yes. En is eintlik veronderstel gewees om 'n tydperk te wees waar baie verander het. Because ek self het modeling gedoen op 'n tyd nie en ek het commercial modeling gedoen. Ek was nie geskik vir runway nie, want my lengte was nie reg nie, my fisiek was ook nie volgens standaarde, maar ek kon commercial modeling doen. Ek het geval onder die kategorie van
full figured model, né, plus size, nog nie plus size, maar meer full figured. En die agency wat ek kan geneem het dit vir ons duidelik gemaak het, ons is hier om die crown te breek. Ons gaan nie stereotypes aanvaar wat daarvoor gesê word nie. En tot 'n mate was dit vir my, as ek van myself nou kan praat, was dit vir my, ek was suksesvol tot op 'n tydjie, want toe COVID begin, toe moes ons eintlik ongelukkig baie van die dingetjies moes ons toe nou maar een kant toe skuif, né? En gelukkiglik vir my was ek weer in 'n agent waar ons online was 'n online agent gewees, so hy het sy tyd gevat om by sy models uit te kom wanneer hy kon, want hy was gestig in Richards Bay, maar hy het getravel tot by sy models vir hulle portfolios, vir hulle Z-cards, vir alles van hy. So, dis hartseer om te hoor dat as jy so iets graag wil doen en jy kom, en dit is wat kan gebeur daar buite, né? So as daar iemand is wat kyk wat baie graag modeling wil aanvat, maak vir julle gereed vir die tipe aanmerke of rejection wat Andra ook gekry het, want dit is daar buite. Maar ja, en dit was nie maklik om in daai glad om in daai kategorie in te gaan nie, vir as soos jy het nog pageant modeling gedoen, jy kon nou kompetisies gaan deelneem wat jou safe vir jou was, want jy presies geweet wat vir jou wag elke keer as jy dit gedoen het. So watter tipe modeling sal jy miskien nog aanpak as jy die kans sou kry, behalwe sê pageant modeling? Ek sal eintlik nou sal die commercial modeling doen. Ja, ek dink is weer geskik vir my waar ek nou in my lewe is, being a mother of two. Dink ek is nou meer geskik vir die tipe pageant modeling, alles wat daar kom. Jy het ook al aan baie pageant modelings deelgeneem en selfs ook internasionaal, né? Watter van die pageants is dit wat jy al deel aan geneem het, waarin was jy suksesvol en nie suksesvol nie, en die titels wat jy miskien al verwerf het? Ek moet alles probeer. Jy kan soveel soos wat jy kan nou. So by die heel eerste kompetisie was Miss Blue Jeans en toe het ek Miss Sekunda show gedoen, Miss Gertsie Bande, ek het al daai gewen. Toe het ek Miss Christmas gedoen, ek dink ek was tweede prinses daar, Miss Steve Universal was ek eerste prinses. En toe Miss Junior SA, het ek die provincial wenner gekry en ook top 5 gemaak. En Miss Sundowns het ek gedoen en dan obviously die grootste een was Miss Seven Continents. Wat was jou ervaring met al die kompetisies van jou eerste tot op jou laaste kompetisie wat jy gedoen het? Die eerste paar wat ek genoem het was nie so intens vir my nie. Oké, dit was vir die eerste een, maar soos na die eerste was ek meer relaxed, want toe weet ek wat om te verwag. Ek het met my eerste een het ek my ramp heeltemal opgewors. Ek kan nie so onthou wat het ek gedoen. Maar ek het best ramp model gekry, so clearly die judges iets gesien. En dan die groter kompetisies was obviously meer intens. Dit sal wees jou Miss Mamelodi Sundowns en dan Miss Seven Continents. Die twee kompetisies was die toughste, mentally, emotionally, dit was net overall was dit die toughste een of twee wat ek al gedoen het. As ek nou weer moet terugvat na jou eerste modeling pageant, hoe was jou prepweek vir jou heel eerste kompetisies jy nog kan nou? Jo. Ek dink ek het regtig prepare nie, want dit was net ek dink ons het net die kompetisie was met Miss Blue Jeans, so it was net een outfit, which was easy. But what easy was, ja. So outfit-wise was it nog much preppy, maar toe het ons die week, het ons obviously nog baie klasse nog gehad, om net jou walk te perfect, al het ek het vergeet on the day, weer net jou walk en so aan, maar ek het hier nog regtig prepare vir die eerste kompetisie. Ek het gedink, okay, Saterdag, ons ry so laat, ek gaan deelneem. Obviously, was meer excitement as wat jy gedink het, soos wat alles gaan gebeur. Yes. En ek het obviously nie gedink, ek het nie gegaan om te wen nie. Ek het nie gegaan vir die experience. En het was in Pretoria, eerste groot kompetisie, en ek het geweet, daar gaan die pageant poppies wees, die meisies wat nou 'n model van 5 jaar oud, 3 jaar oud af. So ek het gegaan vir experience basically, so ek gedink, ek gaan nie eens prepare nie. En hoe sê jy uitgekom met, wat was dit wat jy gekry het van die judges af?
Best ramp model Yes. gekry en dan toe obviously gewen in my kategorie. In jou kategorie. Yes. Pragtig man. Wat sou jy sê, wat was iets met die pageant modeling in general wat vir jou die meeste verras het? Iets wat jy nie gedink het aan hoe dit sou wees as jy pageant modeling moes doen nie? So 'n deel van my het geweet. Ek dink ons weet maar hoe vroumense is. Ek wil hê jy moet goed doen, maar jy moenie beter as ek doen nie. Yes. So vir my was dit gedurende die kompetisie en ons nou heel nice met mekaar en dan as ek nou beter as jy doen dan change ek completely. So die eerste keer toe dit gebeur het, sê ek like as jy nie my vriendin nie, hoe bedoel jy nou? Why are you switching up? So dit was dit was 'n So big shock. die American top models wat ons aan die dag gekyk het, dan sien jy nie, dis regtig so. So I only like you when you're not better than me. Yes. Okay. Ons gaan nou raak aan behind the scenes, né? Wat was 'n tipiese week van prep vir 'n kompetisie? Hoe het dit afgeloop? Okay, ek gaan nou van Miss Sundowns praat nie. Ek dink dit was of dis 'n goeie example. So het begin met die kompetisie week, pageant week, ingeboek by hotel en dan is dit nou interviews. Elke dag is daar ander goed wat jy moet doen. So dis die sponsors gaan visit. Jy moet elke dag on point wees. Van die oomblik wat jy breakfast gaan eet, moet jy make-up, hare, hakskoene, alles moet reg wees. So voor dit om te prepare voor en moet jy obviously nou seker maak jy het alles in. 2 van alles, seker maak jy het products en hakskoene, outfits, just alles is baie. Is baie, Dit is ja. regtig baie. Wat gebeur backstage wat baie mense nie van weet nie, dit wat mense nie sou dink gebeur backstage by so 'n pageant show nie, van week van prep af tot op die actual kompetisie? Baie harde werk. Baie die een aand met my Sundowns het ons wakker gebly tot 5:00 en ons moes weer 8:00 wakker wees om voort te gaan met die dag se activities. So dis laat aande, vroeg oggende. Baie katterigheid onder mekaar. Ja, Hoe het julle dit hanteer, die katterigheid tussen mekaar? Like, hoe? ek was glad nie gewoond daaraan nie. Want vir my is dit, ek is 'n baie, ek weet jy kan my baie vinnig flows. I don't know. Maar vir my was dit, as ek nou 'n conversation met jou het en ek voel maar, okay, ons bond en you switch up on me, dan is dit like, waar vanaf kom. So dit was, partykeer was dit eers, my ek het al baie goeie vriende gemaak in die pageant modeling, maar soms was dit net shocking, like, jy verwag nie dit van mense af, die oulikste mense wat jy meet, wat dan 'n complete 360 het. Op jou doen, ja. So is, ja, vir alles hier klein sagte hartjie, is dit nogal staf. So, wat jy moet sê, jy moet haar op jou tande het vir so Jy 'n moet- besigheid. Jy moet. Dan kom ons praat gou confidence en personal growth. Hoe het pageant modeling vir jou verander as mens? Dit het my baie meer confident gemaak. Baie meer. As ek nou vat van die eerste, soos die heel eerste kompetisie. Toe ek daar instap en ek sien al die mooi meisies. I was like, want dis haar extensions en dis die maarlikies. En ek was nog nooit die maarse van Marie. Ek het maar altyd 'n bietjie bates, you know. En as dit die meisies wat perfekte lyfies het. Geen stretch marks nie, geen, you know, alles is net in plek. So aan die begin het ek hulle gekyk en sê ek like, ek wens ek het so gelyk. En soos die tyd aangegaan het my confidence baie, ek dink soos ek ook gewen het dit vir my 'n confidence boost gegee. So ek sal sê die grootste ding wat dit vir my gedoen het, was my confidence het
van 0 to 0 gegaan. Yes, Ja. yes. En soos jy sê, dit kan baie intimidating wees as jy Dit in is- sulke spasies op beweeg, want selfs in die tyd toe ek nog in die commercial modeling aan was en ek het nie baie gedoen in hy tydperkie as gevolg moes van die COVID, maar die een ding wat ek my altyd gesê het is altyd iemand mooier as jy, is altyd iemand maarder as jy, maar jy weet wat jy na die tafel toe kan bring. En as die een ding wat ek trots kon op gewees het, as ek altyd gesê het, en ek, my man kon ook het ervaar is, ek's 'n total different mens behind the camera. Verstaan jy, my personality changes, jy sê, from 0 to 0 baie vinnig. En dan, wanneer het kom by die cameras op, en no games, nee. En ek het soveel confidence gekry uit die modeling, dat ek al 'n boudoir shoot gedoen het, en ook 'n semi-naked shoot gedoen het. En glo my, dit vat baie. Dit is nie so maklik soos dit lyk om net te gaan poseer half nakend voor 'n kamera en 'n vreemde man nie. Yes. Gelukkig vir my het ek my man ten alle tye by my gehad. Hy was meeste van die tyd my behind the scenes person. Hy het vir ons behind the scenes ook geshoot terwyl die fotograaf besig was met my. En al fotograaf wie ek gedate om so ver te gaan was Fuddy en hy was my agent gewees. En hy het my eintlik gepos in die feit is om te sê dat ek is hier om jou liggaam dop te hou en ons soek spesifieke foto's en as ons dit kan kry good enough. En ek dink dat dit ook vir my gehelp het ek my eerste magazine feature as 'n front page magazine kon gemaak het as gevolg van hom wat jou die confidence boost gegee het. So ja, vir as jy dis in shout out vir jou. Maar dit vat baie van 'n mens, maar die level van confidence wat jy kry, want kom ek sê wat ek het ook nooit gedink ek gaan 'n liefde vir dit hê. Ek was ook al die pad in die skoonheid in, maar nooit regtig modeling gedink en eendag toe sê ek vir hom en vir my ma, ek wil dit net daai. En weet jy net, die foto's wat ek ingestuur het was nie eens professionele foto's, dit was letterlik foto's en dis foto's wat jy op 'n slegte kamera kwaliteit gehad het. Maar my poses wat ek gedoen het, het gemaak dat hy vir my 'n kans gee. Hy het gesê jou foto's kwaliteit is nie goed nie, maar ek kan sien waarmee ek kan werk. En dis soos ek weer ingekom het by dit. Maar wat ek wel kan sê is hoe dit vir my weer laat gooi het. Ek het 'n liefde vir my liggaam kom ontwikkel. En vir die manier hoe ek lyk, want ek was nie altyd happy met my bates en my wyf en hoe ek gestruktureer is. Ek was nooit maar soos jy sê nie, maar ek was ook nie vet soos mense al sê nie. So ek was so in between, maar ek het altyd like way gehad oor die curves van my liggaam en totdat ek in die modeling gegaan het en hy vir my verseker het dat dis jou unieke traits, so werk met dat. En ek kan sê dat die moment toe ek begin myself meer grace vir myself het, toe begin groei ek in confidence en ek begin gooi sommer net in general en hoe ek na myself ook gekyk het. Sien. So dan wat sê jy watter rol speel confidence om te wen? 'n baie groot rol. 'n baie. Ek dink dit speel seker die grootste rol, want die judges kan obviously jou confidence sien. Hulle kan sien wanneer jy unsure is, watse move doen ek nou volgende, watter kant toe, hoe moet ek nou draai? En dan obviously met die vraag is dit ook, kan hulle die confidence sien. En ek voel ek het dalk die confidence gekry van op die ramp is ek nou great. Maar sodra die vraag vir my gevra word, en ek kyk na al die mense voor my, ek voel het my hart sit hier in my keel. En dan moet jy met so 'n bibberige stemmetjie, né? O nee, dit was die worst part. Dit was ook 'n downfall van dit. van baie kompetisie. Watter kategorieë kry jy alles binne in jou pageant modeling vir die wat nog nie weet watter kategorieë alles? So ons weet jy doen die ramp walk en dan moet jy ook kan die interviews voer, was daar so talent goedjies wat jy moet doen en die enigste talent kompetisie wat ek gedoen het was in Turkye. Maar die ander kompetisies was nie regtig. En die kleiner kompetisies doen ook nie die vrae nie. So dalk is dit hoekom ek geweet. So kom ons praat oor Turkye. Hoe was die ervaring vir in Turkye toe jy, of hoe het gekom dat jy in Turkye beland het met die pageant modeling en dan hoe was jou ervaring van Turkye? So in 2016, begin 2016, het ek deelgeneem aan Miss Junior SA. So dit is al meisies all over South Africa en dan neem jy nou in die verskillende kategorieë deel. En soos ek gesê het, ek het die dag gewen nie, maar ek het my provincial winner gewen. En for somewhat odd reason het die owner of die pageant director
'n week en 'n half of so na die tyd kry ek 'n boodskap van haar en sy vra vir my maar of sy sê vir my altens sy het my foto's ingestuur. So sy het almal se foto's ingestuur vir die man in Turkye wat nou die kompetisie Missing Incontinence reël en hy was net nie happy met een van hulle nie. En het gesê it's not the standard that he's looking for en allerlei goeters. En sy het toe my foto's gestuur en hy stel toe belang. Ek was geskok want in my mind is like ek het eers gewen nie. Ek was nie eens in die top 3 nie. Ja, top 5, maar ek was nie top 3 nie so. En ek sê toe vir my ma, maar die vrou wil ek moet Turkye toe gaan. Ek moet vir Suid-Afrika gaan represent in Turkye. En I was just a baby, ek was maar 19 jaar oud. En sy sê toe vir my, alles sal gereël word, hulle sal 'n gedeelte van my plane ticket sal hulle betaal, maar die res is op my. Ek dink dit was around about 30,000. En ek sê vir my pa, daddy, ek moet 30,000 rand kry binne die volgende 2 weke, week en 'n half. Sy gee vir my datum wanneer die geld inbetaal moet word en allerlei goed. Ek is gestres, maar in my kop ek sê maar ek sê klaar vir myself, ek gaan Turkye toe. Ek het vir myself gesê ek worry nie hoe ek daar kom nie, maar ek gaan. En obviously was dit moeilik want ek was nog in 'n klein dorp en soos met enige ander klein dorpie mense glo nie regtig in die modeling of soos hulle kan nie nêrens bring en sulke goed. So om sponsors te kry was ongelooflik moeilik vir my. So obviously omdat ek van 'n klein dorpie was dit baie moeilik om sponsors te kry omdat die mense nie regtig glo in die modeling en waar kan dit jou in die lewe bring en stuff like that. So mense het my hier 100 randjie gegee en ek weet dis nou nie dis iets, maar dis nie iets vir 30,000 nie. Maar toe ek het nog maar so ingesamel en toe dink ek het nog oor die 20 gekort. En ons gaan toe na die een oom wat, ek dink hy het Sasol, hy is die eienaar van Sasol daar in Piet Retief. En ons gaan toe na hom toe en my pa praat toe met hom en hy vra toe maar sal hy sponsor, maar ons hom nie vir die volle bedrag gevra nie. En hy vra toe hoeveel het ek nog nodig en allerlei goed. En toe sê maar hy sal die geld as 'n lening gee. En as ek die kompetisie wen, dan sal hy dit afskryf. Ek sê toe, is goed so, nou toe weet ek, alright, jy moet wen. Is everything or nothing now. Moet net wen. So toe die oom nou die outstanding geld gegee en toe het ek die 30,000 gekry, geld betaal, visa online gedoen, allerlei goedjies. Toe is dit nou lughawe toe gaan. My heel eerste keer op 'n vliegtuig is buite die land. Ja, is heeltemal ver van alles en almal Ek was so bang met maar ja, die vrou en haar man en ander contestants was ook saam met my, so dit was daar 'n beetje troostertjie vir jou. En ek het baie gou geklik met hulle, want hulle was ook deel van die Miss Junior SA squad, of wat deelgeneem het. En ja, daar gekom in Turkye. Ek dink jy mense het al ooit 'n blas van kleur of 'n donkerder meisie gesien nie, wat toe ons daar stop, het hulle net gekyk en like wow, in oë gestaan en toe ek nou my sash kry was dit nog erger want dan skree hulle nou die hele tyd South Africa, South Africa. En ja, toe pageant week begin, ook baie intimidating. Ek was die jongste in die kompetisie. Allei meisies was oor 20, soos ek gesê het, ek was 19. Ek was die baby. Hulle almal was 25, 26 daar. En dis meisies van oorsee, so dis lip fillers, dis boob jobs wat gedoen is, dis hair extensions, dis make-up on fleek, dis ek kan nie eens my eie make-up doen nie. Al wat ek kan doen is eyeliner insit, mascara insit en eyeshadow insit. Maar ja, daar gekom, hare mooi uitgeblou en Everything is mos nou has to be perfect. Yes. En eerste dag van pageant week, toe sê die mense, we going diving. Nou, bedoel, my hare is dan nog geblou, hoe gaan ons dan nou diving, hoe gaan ek my hare nou weer recht kry? So dis ook toe ek moes leer om my eie hare te doen. Ek moes by die hotel se haardroërtjie my hare droog maak, ek het toe straight en somehow het ek gemanage. En ja, ook elke dag different activities, deur Turkye gevaar, die klein dorpies, shopping gaan doen, sulke goed. En die een aan dit was ook in nightlife gaan experience van Turkye. Dit was my eerste keer in 'n club. Ja,
it was a lot. But it was So, baie nice. Vibe-wise, hoe was het? So, was het daarom nice geweest? Dit was, Mm. nee, dit was baie nice. Ek dink omdat ek so baie aandag gekry het, het dit my soms nie ongemaklik nie, maar I was like die ander meisies kan ook aanvoel, maar mense hou baie van haar. Sy trek die meeste aandag, so hulle het ook daai hostility teenoor my gekry. En ek was like, maar dis nie my skuld, ek kan nie help nie. Yes. So dit was my baie erg, want soos ek gesê het, I was just a baby. So, Hoe was kos daai kan gaan nie weer? Like, hoe het julle geëet? Was jou systeem reg vir dit? Heeltemal geskok. Dit was lekker. Dit was lekker, maar different mint spices. En ek is wel baie van spices en goed. So mint spices, maar hulle het kos gehad wat ek gewoond is, soos die slap chips of chicken breast, sulke goedjies, die normale goed. En dan ook hulle Turkish dishes dat ek nie is gemeend te vind. Ja. So, word daar spesifieke menus vir julle uitgesit wat julle spesifieke kosse wat julle net moet eet? So by die hotel was dit baie nice. Hulle het ek dink 3 sections gehad van verskillende goed. Daar was kos overload vir breakfast, lunch en dinner. So jy kan kies wat jy wil hê. So daar was 10 tipes pap en ham en kaas en klomp goeders. So Jy het ook nie jouself op 'n spesifieke diet gehou vir die gedurende van die tyd wat jy pageant modeling gedoen het. Ek het maar net minder geëet, minder carbs veral. Dit is veral ding wat ek Wat jy uitgesny het, yes, om soos ons sê jou figure te behou, mos nou. Okay. Andrea, tydens die pageant en die kompetisies waaraan jy deelgeneem het, soos ek nog gehoor, daar was al baie kere wat jy teleurstellings gekry het of nie perform soos wat jy gehoop het jy gaan perform nie. Hoe het jy deur dit gewerk wanneer jy jouself bevraagteken het en nie goed genoeg gevoel het om verder te kan gaan met dit? Like, hoe het jy het gehanteer? Hoe was jou mental health en hoe het jy deur dit gewerk om So aan die met kant die- uit te kom? Met die kleiner kompetisies was dit nie nog 'n groot ding vir my nie, want daar was altyd die een meisie teen wie ek compete het. Ek het sommer geweet as die meisie by die kompetisie is, gaan sy wen. Sy het nog nooit 'n kompetisie gedoen en nie gewen nie. Nie gewen nie. So dit was nie vir my nog so big of a deal nie, maar die heel eerste disappointment was by Miss Junior SA. Want ek het gedink ek sal ten minste top 3 maak en toe dit nie gebeur was ek like wow. Okay, obviously was ek down in the dumps, maar ek dink daai call om te sê hulle wil ek moet Turkye toe gaan, dat dit my bietjie beter laat voel. En dan met my Sundowns, ek het dit verwag. Ja, daar was nog nie daai 2 kompetisies wat die disappointment baie erg was. So met my Sundowns het ek het verwag, na die vraag het ek geweet ek gaan nie wen nie. Ek het geweet ek het die titel Tata Kubai gesê. So dit het nog steeds seer gemaak, maar ja, dit was vir my maklik om te aanvaar, want ek het geweet as dit moet gebeur, die vraag gaan my downfall wees. But yeah, somehow het ek myself net just pick myself up and keep going. Ja. Andrea, watter raad sal jy vir iemand gee wat 'n bietjie sukkel met self-confidence? Wat miskien modeling wil aanpak, enige soorte modeling of selfs dit in general? Just go for it. Dis letterlik die beste. Just go for it. Moenie worry oor wat mense gaan sê, wat die volgende een gaan dink nie. Just put it behind you en as jy dit regtig wil hê, then just go for it. Maak nie saak, but be prepared for disappointment. Maar ja, just go for it. Dis letterlik die beste advice. Yes. Gaan nou gou 'n bietjie raak aan interviews en communication skills en so aan. So, hoe het jy vir jou prepare vir interviews wat jy moes doen met jou pageant modeling? So die kompetisie was daar 'n kategorie wat jy interviews sou doen. Dan hoe het jy jou prepare vir dit? Het jy vooraf geweet wat die vraag is of vra die judges of wie ook al vir jou die vraag on the spot? Weet jy, ek het heeltemal vergeet van die kompetisie wat ek gedoen het. En weet jy, my mind geslip, maar ek het best op Mpumalanga ook gedoen. So dit was daai ede en dan my Sundowns wat die vraag gehad het. So met al twee moes jy gaan vir interview, nou voor jy ewen gekies is om die kompetisie te doen.
So dan kan jy letterlik enigiets expect. Al wat jy moet obviously sê, nou soos met Miss Mpumalanga, moet jy weet wanneer die kompetisie begin, wanneer was die, of wie was die vorige wenners, waarvoor staan die kompetisie, so sulke goedjies. Ek het dan die heel eerste interview toe gegaan, completely unprepared. Ek het net die basics geleer en gesê, ag, dis dit. En ek onthou aan die einde, hulle het vir my nog gevra oor land appropriation without compensation to say, excuse me. What do you mean? Dat weet ek glad nie. Ek kon nie eens pretend om te weet waar hulle praat nie, wat? En ek kan ook nie so sê, jy was voorbereid vir die verhaal nie. Nee, glad nie. En ek kan nie eens vra in Afrikaans nie, wat die een van hulle verstaan in Afrikaans nie. So na die interview toe sê die mense vir my, you were not prepared. En toe sê ek net, yes, I know, but if you give me a chance, I will do way better, and I will prove that to you. En toe luckily daar het ek toe die call gekry, dat ek deel is van die kompetisie. Toe weet ek, girl, nou moet jou story ken. Jy moet in alle tye reg wees. Ek het goed gaan leer van toeka tyd af, net vir in case. En dan met my Sundowns was jy ook maar selfde proses. Net weet van die kompetisie, weet wat jou, hoekom jy inskryf en as jy nou moet wen, wat jy met die titel gaan maak, want jy kan nie net wen en that's that. Hoe belangrik was public speaking vir julle, as julle so sê, jy het nie die titel gewen, en hoe belangrik was dit public speaking, like, wat moes dit ook alles, wat moes jy doen en sê, of moes jy ook uitgaan, soos ons of byvoorbeeld in die movies, waar hulle nou moet gaan public speaking doen by plekke, of soos met Suid-Afrika, wat seker goedjies het, was daar ook sulke verantwoordelikhede vir jou, as jy titel gewen het, na die kompetisie, waar jy ook moes public speaking doen of so? Ja, so na die kompetisie is dit baie meer demanding of meer public speaking as wat dit nou in of gedurende die kompetisie is. So met al die kompetisies, met my Sundowns is dit meer interacting with the fans, met die soccer fans mos nou, want hulle speel ook 'n groot rol at the end of the day, want as hulle nie vir jou as jou wenner, en as jy nie kan bond en klik met hulle nie, gaan hulle jou nie aanvaar as hulle wenner het. En dan met Miss Mpumalanga het ons ook roadshows gedoen, gepraat oor waarvoor die pageant staan en all of those things. En dan na die tyd, die community work wat die wenner moet doen, going into the community, praat met die jong meisies veral. Ja, dis... Was jy al betrokken met public speaking by skole of so? Yes, met Miss Mpumalanga het ons na skole in Mpumalanga gegaan, en met jonger meisies gepraat, maar dit was meer oor 'n projek wat Miss Mpumalanga geran het, wat die sanitary pads vir die meisies in minderbevoorregte communities dan distribute en so. Fashion en image, nee. Met dit speel ons nou baie groot rol, fashion, en ook image met pageant modeling, nee. Het jy 'n stylist gehad wat jou gehelp het, of iemand wat 'n bietjie meer oor fashion gekleer het, behalwe dit wat jy nou self kon doen, wat jou kon help met kompetisies, groot kompetisies, selfs soos in Turkye? Nee. Moes jy maar alles self? Ja, met die kleiner kompetisies, soos ek gesê het, ek het 'n pageant coach gehad. No shade of enige iets. Ek het daar vir die een kompetisie gehad, but toe sy besluit, maar sy gaan dieselfde kompetisie inskryf as wat ek inskryf. En toe het ons teen mekaar compete, want ons is dieselfde ouderdom. En sy het nie vir my gesê nie. Sy het niks vir my gesê nie, het was letterlik voor ons op stage moet gaan, sy sê, maar sy het nou besluit, sy gaan ook inskryf. Sy was ook 'n pageant girl, so granted, ek verstaan, maar ek voel dit was bietjie, so sy het my gehelp met my eerste kompetisie, right? Maar met die eerste kompetisie het ek mos al gewen, en sy het nie geplace nie. So vir haar was dit, ek is die juffrou, hoe het die student beter gedoen as die juffrou verstaan? And then she switched up on me, en toe was ek all by myself. So ek dink dit is hoekom sy eintlik besluit het, ek kan vir jou wys wat ek het, want dit was nie eintlik om die kompetisie te gaan wen, dit is eintlik om vir jou 'n ding of twee te wou gewys het, aangesien jy nou die eerste keer gewen het na haar coaching, pageant modeling. En toe was sy, oh god, wat toe sy switch op my, en voor ek Turkye toe gegaan het, toe sê sy vir die mense wel, sy gaan anyway neer ons kom, en sy het nie meer vir my as haar coachie. So dit het my nog weer
meer encourage like. gemaak om maar verkeerd te En bewys. ja, so na die eerste kompetisie toe ek nou vir haar verloor het basically, was dit maar net me, myself en I, ek het alles self gedoen, maar vir my ma en pa hulle gevra, lyk dit reg, moet ek die aantrek? Ja. En dit vat baie om outfits uit te sit Yes. vir modeling of selfs net vir commercial fotoshoots. Ek dit vat baie want ek kan nou een keer dan gaan ons op 'n shoot. Dit is die shoot wat ek gedoen het met die boudoir shoot, nee. Dit was die laaste van my kategorie vir die aand. Ons het soos ek dink ons het 2:00 die middag begin so tot soos 2:00 of 3:00 die oggend toe, heeltyd geshoot non-stop. Ons het 'n uur break gevat, dink ek ons gaan eet het en so aan toe, waar hy actually die kos gevoorsien het gemaak het en alles terwyl ons was baie intiem. Ek het net daar was een model wat saam met my dit gedoen het. En dit was eintlik ook vir my baie groot surprise gewees en ek het gedink ek gaan alleen wees, maar toe het die model saam met hom getravel en bo dit alles het dit vir my nogals baie gehelp om iemand te hê wat saam met my dit doen. Veral die boudoir model want dit is baie intimiderend nogals, né? Maar soos I was okay wie kompetisie tussen ek en sy hoor. Daai aan like en dit was eintlik soos en ek het hy gevoel gehad wat okay, jy is ouer as ek, maar toe hy eers vir my sê like hy love het om met my te werk en hy werk beter met my as my nare. So ek is soos wah, hy steeg my kop nou sien. What a confidence en toe sit aan in Japan soos ons sal sê. Toe sit aan in Japan so en daai aan kan ek kon nou nee. Hy aan toe ek soos ek het 'n helse suitcase gehad vol klere en dit was moeilik om te decide vir wat die next look wat ek aan gaan trek because wat jy doen om te prepare vir so 'n ding, weet jy of jy het ook so gedoen is, jy sit ek pas jou klere by die huis klaar aan, of sit dit in jou tas wat jy gaan saamvat, so jy het die pakkie wat jy gaan dra met die juweliersware, met die skoene, as jy wigs en so dra met die wigs, soos alles is vir die look as alles by mekaar gesit uiteen het, so dit is vir jou vervat en go aantrek en gaan, maar dan kom 'n keer waar jy soos vinnig jou mind moet change, soos okay, jy gaan nou nie nou die look doen nie, jy gaan nog so lank eers 'n die look doen en dan gooi jy jou balance so 'n bietjie af, maar dis so, dat jy het die, soos ek het ook iemand gehad wat vir my stileer het, meerde van die kere moes ek ook maar gedependent op Roy wat vir my sê, dit lyk reg of nie reg, en hy was nie maar veel van hulp van wat weet 'n man van die tipe goed. Wat sê wat 'n rol speel fitness en pageant modeling? Of kom ons sê aan modeling vir jou in general? Ek sal sê dit speel 'n groot rol, maar nou nie 'n groot rol nie. Maar vir al kompetisies waar daar obviously in so mooi geloop word. Ja, met die kleiner kompetisies het ek regtig in so mooi gemodelie. Die eerste keer was maar in Turkey. Ja, dit Hoe was daai ervaring vir jou om vir die eerste keer like so ons wil dit ken nie, maar so moes naked. Jy is basically naked, dis letterlik net jou bates wat toe is en sommige kere as jy alles van toe en dan kry die meisies wat soos letterlik met ons het noem G-stringkies, die skimpies, yes. As hy dit maak net tot hier en is net soos hy en hulle is Brazilian wax and everything en ek hier is jy nog met jou full kit dingie aan. Ek dink ek het nog 'n Turkey met so 'n rond. Ek was net nie comfortable om net so te loop. En ek dink oor my stretch marks en goed op. En omdat ek myself nou so compare met die ouer meisies of die ander meisies wat daar is of was die charong dingetjie aangaan, maar toe ek geloop het, toe het ek hom losgemaak en bietjie gepose en so aan. Maar dit was intimidating om net so te loop. Ek was baie skaam. Maar na dit is ek weer confident. Is in Mpumalanga, heel confident. En toe my Sundowns was die beste wat ek al ooit gevoel het in my lewe by kompetisie. So ja. So that's just a ritual of something wat jy het, dat jy nou fisies heel week oefen vir dit of so en soos, dis wat ek bedoel as ek bedoel soos met jou fitness, nee. Like as oefen jy heel week sekere dieete en al die tipe goedjies. Ek was nog nooit iemand wat oefening gedoen het of by 'n gym bunny was nie. So ek was nooit, ek dink baie meisies doen dit wel. Om te prepare vir kompetisie, maar ek het net nooit nie. Ek het, as ek iets wil eet, dan het ek geëet. Ek het nooit myself restrict of gesê, mag het eet nie, of verstaan, of my vinger in my keel gaat afgedruk.
Ja, En nou wat jy dit noem vinger in jou keel gereg, want dit is van die goed wat mense nie besef gepaard gaan met pageant modeling nie. Dis een van die grootste siektes wat pageant models kry as die bulimia siekte. Het jy al te doen gehad met mense in jou tyd wat jy die pageant modeling gedoen het, wat wel die stappe geneem het om van kos en goeders ontslae te raak deur middel van hulle vingers af te druk? ek dink nie so nie. Nee. Gelukkig vir my het ek nog nie. Maar obviously was daar maar baie keer meisies wat nie gesond gelyk het. Dus jy wonder maar waardeur sit jy jouself om so te lyk. En al dink hulle dis mooi, dit lyk glad nie gesond nie. As 'n mens jou ribbekaskas sien. Yes. Like, maar ek dink dis ook die beauty standards wat no way back then was. Van jy Exactly. moet 'n sekere, jy moet 'n size 0 wees in Yes. order to Yes. be beautiful of Yes. om 'n kompetisie te wen. Wat sou jy sê, hoe het jy jou daglikse lewe en jou pageant lewe gebalanseer wanneer dit tye gekom het soos met pageant modeling competities en so, en het jy gedurig toe jy nog modeling gedoen het, jy gedurig uitgekyk vir die volgende kompetisie of het jy soos gewag om benader te word vir 'n kompetisie? So ek het terwyl ek die pageant modeling gedoen het, het ek ook gewerk by 'n skool. So dit was moeilik. So deur die week is ek nie pageant poppy nie. Deur die week is ek juffrou. En dan op 'n Saterdag is ek pageant poppy en then Monday it's back to business. En dan moes ek maar self kompetisies, daar was so 'n page op Facebook waar hulle nou die kompetisies uitgooi. Na die eerste kompetisie wat ek gedoen het, was daar ook toe die groep waar hulle nou kompetisies. Maar dit was ook taaf, want dit was alles in die stad. En vir my om dan te travel en dan met die skool, as ek moes nou maar gewoonlik Saterdags vir sport en so aan. So ek was 'n hockey coach ook nog so. Dit was 'n jug. So ek het nooit regtig eens tyd gehad om ramp te oefen. Ek moes maar daar in die huis op en af in die gang loop, of wanneer ek 'n kansie kry. En dan, ja, pageants doen wanneer ek tyd gehad het. Ons praat gehoor purpose en impact. Watter van woordighede kom saam met die titels wat jy wen? Ek dink die grootste een is to be an inspiration for the younger ones. Right? Want baie mense of baie kinders kyk na jou en hulle sê ek wil so sy wees. So jy moet 'n image vir jouself stel en jou 'n sekere way dra sodat as 'n jong meisiekindjie vir jou kyk, sien sy nie iemand wat deur die mous gegaan het. Sy sien iemand wat ek wil so sy wees. Eendag as ek groot is, ek 'n model wees soos Andrea of ek wil, you know. En dit het baie gebeur by die skool. Die een meisie het vir my 'n briefietjie geskryf en sê sy ek wil eendag soos juffrou Andrea wees. En daai was vir my my hartslaer 'n bietjie gebreek. En die een meisietjie het ook vir my gesê sy wil eendag soos ek model. Sy wil soos ek model wees. Dus ek okay. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen, ja. So ek dink net om te sien die impak wat jy op die jonger generasie het was So sweet. baie man. encouraging, ja. Okay. So ons kom gou by winning and losing en resilience, nee. Wat is van die grootste lesse wat jy geleer het deur jou pageant modeling? Wees altyd gelukkig vir die een wat gewen het. Die quote, always clap for someone because your time is coming. You know? Stunning. Ek mag dalk nie nou iets gewen het nie, maar volgende week neem ek in 'n kompetisie deel en ek sal verwag dat mense vir my ook happy moet wees. So even though you are disappointed in the moment, just be happy for the other person. Jy weet nooit wat God op jou pad stuur en wat volgende gaan gebeur. You don't know what the future holds. Of self of wat dit vir die persoon wat wen Yes. beteken dit nie. Verstaan Ja, miskien maar net dat soos jy ek ook baie graag wil wen, weet ek nie wat dit vir daai persoon beteken het om te wen nie. Ek weet nie vir wie sy die pageant gedoen het en wie op haar staat en sulke goed. We all have our struggles and people or stuff that we do it for, so just be happy for that person. nog gaan ons gou 'n bietjie real talk doen. Wat is een van die grootste stereotypes wat nie waar is nie, wat ons mense dink of gehoor het al van pageant modeling? Because jy suppose nou jou lyf daar buite, jy loop soos 'n
'n show host op die ramp, so jy advertise nou jouself. En dat pageant poppies net mooi gesiggies is. Dit don't have the brain cells. Ek dink met Miss S het ons nou al gesien. Jy kan slim wees, baie slim wees en nog steeds mooi wees. Dis nie te sê net omdat jy nou pageants doen, dan niks hierbo is, you can be beauty and brains as well. So nou wat jy nou dit gesê het is ook net dat 'n baie groot stereotype wat ek ook al agtergekom het as ek al met mense gepraat het, mense het navorsing gedoen oor die tipe modeling waarin ek was, soos die commercial modeling as dit ook soos kan ek dit doen as ek 100 and something kgs is. Verstaan jy, kan ek dit doen as ek ja, en dan het ek baie gesê, weet jy, dit is nie die waarheid nie, dan die ander ene is via geld. Like, soos mense verwag het as jy modeling doen, dat jy batteryk is en jy word baie geld betaal. Hulle weet wat die agency vat. Exactly. Soos jy het baie ryk, jy is baie ryk as jy die modeling doen en dan soos mense het al pront het vir my gevra, hoeveel jy betaal geword vir die en vir weet jy, like 'n groot vrou het vir my net dat ek het gaan kos koop en 'n groot vrou het my gestop in haar winkel en vir my gevra, soos hoeveel betaal jy nou betaal geword vir die front page wat jy nou net soos net dan ek weet nog ons het nog ons het nog geld gekry vir dat jy ons wag nog maar nog en ek soos hoekom ek kan vir jou sê like, wat van jou dink dat ek vir jou presies gaan sê wat my inkomste was met dit wat ek verdien het. Wie sê ek word betaal vir dit? Verstaan jy? Ek net 'n freelancer wat, you know. But because wat mense wat en is ook een ding as jy hulle dink dat as jy die eerste fotoshoot doen dan word jy betaal. En dit is nie die geval nie. As jou agency met jou fotoshoots doen of kompetisies doen met jou, dan word jy nie betaal nie. Jy word eers betaal wanneer jy behoort basically aan daai agency. verstaan jy? Jy skuld hulle meer as hulle vir jou skuld. En dan is dit soos jy kan eers betaal wanneer jy casting kry. En as soos baie jaar oral gewerk en dan het jy vir jou betaal vir dit wat jy gedoen het. Soos nee, jy word onmiddellik betaal nie, want jy moet nog jou klasse ook afbetaal wat jy neem. So dit is een van die groot stereotype van my kant af wat ek weer al beleef het. Wat sê is 'n miskonsepsie ook wat hulle het oor pageant modeling, behalwe die feit dat jy moet nou so en jy moet nou mooi wees en jy het die brains of beauty nie. Behalwe dit nou, wat is nog 'n miskonsepsie wat mense het oor beauty en pageant modeling? Dat jy nêrens kan bring. Want ek dink baie mense glo dat dis net die kompetisie en jy kry die kroon in die session, that's that. Dis waar dit eindig. Jy doen niks meer na dit. Jy is net mooi, jy sit nou net daar met jou kroon en jou session, that's that. Maar die amount of work wat ingaan na dit is actually meer as wat jy prepare vir die kompetisie. So, dis nie jou alledaagse pose soos ons dit noem nie. Dis nie jou alledaagse pageant posing, so dis nie so nie, dis 'n continuous ding wat moet gebeur nadat jy. En dis 'n hele jaar. Yes. 'n hele jaar van rein wat jy nou al die goedjies moet doen. Ons is op onze laaste vraag, Andrea. Advice for aspiring models. Wat advice het jy vir aspiring models? As daar enigiemand daar buite is wat nou finansiële episode kyk, en ook graag modeling wil aanpak, of het nou commercial modeling is, en of het nou pageant modeling is. Take the risk. Take the risk as jy commercial wil doen. Ongelukkig moet jy nou maar uit jou klein dorpie uitgaan. Dit is nou maar net een van die dinge. But take the risk. Moenie dat mense vir jou sê, ag, dit gaan jou nêrens bring nie. Yes. Jy kan niks daarmee doen nie. Take the risk as dit iets is waaroor jy passievol is. Then go for it and give it your all in. Initiate as and be prepared for disappointment, maar moenie dat dit jou downfall wees. Jy moenie dat dit jou onderkry nie. Just get up, dust yourself off en try. Ag, gaan klop jy op 15 agencies se deure om iemand gaan jou aanvaar and there's something special about you that someone will accept. So you might not be someone's cup of tea for this agency, but for the next one, you might be exactly what they're looking for. And I met pageants, just go for it, girl. As ek iets by dit kan sê, is ook wees ook net versigtig dat jy nie te haastig agency sommer net dinge is of die eerste agency wat vir jou laat klink of dit goed vir jou gaan benefit.
dat jy nie sommer net vir hulle ook gaan nie, so wees verseker wat jy soek. Moenie net vir die Yes, eerste vir die beste eerste gaan nie. beste ding gaan Kry nie, maak 'n seker. paar. Yes. En you, obviously, elke agency het different benefits, hoeveel hulle nou vat van jou af, van hulle vat 20-30%. So just compare and make sure that the agencies legit is. En dit is Right. safe, yes. Yes. En wanneer jy gaan vir castings, maak maar seker jy vat iemand saam met jou, because human trafficking is crazy out there. Veral met die models en jong vulnerable meisies. Yes. En veral meisies wat uit dorpies so klein soos ons en nou kom. Because they can see immediately. Yes. Hulle kan dadelik sien wanneer Yes, jy is eager, jy wil baie graag hê. Ek moet sê dit is een van die goed wat my agent vir ons mee gewaarsku het in alle tyd, maar selfs met fotograwe ook. Hy het eintlik 'n tipe of ek het altyd gesê en dan lag, ja, ek het gesê dat hy het 'n tipe van 'n controlling gees in hom gehad, nê, maar omdat ek geweet het waar vanaf dit kom en wat hy vir jou soek, as dit soos okay. Yes. Dis nog weer so 'n bietjie controlling of funny, maar ek weet waar jy so baie kyk en nê, hy soos hy kon nie fisies elke keer by ons gewees het om foto's te vat, so ek moes baie kere gebruik maak van fotograwe en omtes rondom my. Nee, maar hy het 'n standaard gehad waarna hy gesoek het. En as hy persoon nie die standaard gegee het vir hom waar hy na soek het, dan hy disqualify my foto's. Ek kan maar hoe van my foto's laat. Daar is een spesifieke persoon, ek gaan nie name noem nie, wat ek gebruik het, nee, met die heel eerste keer wat ek getry het. En daai man het my nog as geforseer om 'n boudoir shoot met hom te doen, hy het my geforseer en toe ek vir hom sê ek gaan try en ek nie vir hom gemaklik genoeg lyk om dit te doen nie. Dus hy sê nee, jy sê gemaklik om dit te doen nie, los maar alles. En hy het my bietjie teruggesit because ek betaal jou vir dus jy trek my nou af en jy's veronderstel om vir my te werk nou op hierdie oomblik. En omkom van die bom, ek kry my foto's en my foto's was heavily edited. Jy sien my complexion. Ek was lig van kleur geëdit. Die way dit geëdit was like en dit wat nie heavy geëdit was in lig waar hy my vel letterlik ligter gemaak het as wat ek is, was dit wit en swart en jy weet ook wit en swart kan jy nie regtig mos sien dat 'n persoon, maar dit was soos heavily black and white geëdit. Dit is amper soos hy het geprobeer om my foto's te sabotage wat ek gekry het en ek het dit vir my agent ingestuur en hy het net vir my gesê nee. Jy weet mos dat hy is nie of velkleur. Ek kan nie daai na casting toe neem. Ek kan dit nie instuur, dit is nie. Kom daar en sê hulle vir jou. Maar ons het nie vir jou verwag, ons verwag 'n ligter van kleur Jolene en jy's donkerder van kleur. Jy sê wat ons soek daai persoon. So hy het ook baie kere uitgekyk met sy controlling, sal ek sê sy controlling is presies om vir jou goed te ding. En hy het altyd gesê maak seker dat jy ken daai persoon of jy het 'n agtergrond van die persoon wat jou foto's van jou gaan vat. Laat jy kan weet as iets gebeur met jou, soos jy weet presies wie jy is, jy het inligting oor daai persoon. En hy het altyd vir my gesê as jy gaan maak net seker dat ek raw foto's kry. Ek soek jy hy kan edit dit en gebruik, maar ek soek jou raw foto's. So as ek dit moet instuur, dat ek dit maar liewer self edit volgens die standards wat dit geëdit moet word, as dit geëdit moet word. So dit is belangrik ook as jy vir agency gaan ook is, maak seker dat die mense jou beste belange in jou hart en laat jou ouers as jy nog onder hulle dak is of as jy onder kan 21 laat hulle maar deur die kontrak gaan. Ja. Laat hulle maar deur gaan, moenie net teken nie. Ja, en dit kom nie maklik vir ons klein dorpies. Sulke geleenthede. So as jy so geleentheid het wat jy wil graag dit aan, hier's Andras, ek kan sê jy kan vir haar 'n boodskap stuur of as jy haar sien 'n bietjie meer inligting wil hê, kan hulle met jou kom praat oor dit. Nee, daai het julle dit nou nie raar, dis 'n sewe familie, dit is al finansie episode saam met Andrea. Ons hoop julle kon die episode geniet en dat die inligting wat julle gekry het, so sou julle modeling wou aanpak genoeg was vir julle. Maar Andrea, soos sy sê, is sy ook bereid om nog vrae aan julle te wil as julle nog vrae het aan julle te verduidelik hoe dinge werk in die pageant modeling. So Andrea, ek wil net vir jou dankie sê dat jy jou tyd opgeoffer het om saam met ons te kom. Dit was vir my baie lekker om oor hierdie topik te praat. Ek hoop dat ons nog verder bietjie meer werk van jou sal sien, alles ook in ons gemeenskap. So met dit wil ek nog as enige projekte wat jy wil aanpak in die gemeenskap, weet jy nog so kans voorsien om te doen. Ek het 'n kompetisie wat ek binnekort wil doen. Wat jy binnekort wil doen. Ons kyk maar hoe gaan dit, but ja.
Maar dit so gaan nie jou regular pose wees. pose wees, yes. Dit Ons gaan, gaan meer bietjie professioneler doen. Pageant dingie, yes. So hy het hulle dit so julle kan uitkyk vir dit, né? En dan wil ek julle encourage mamas, stuur julle dogters, as julle weet julle dogters gaan wil deelneem aan soos ons se pose, maar die gaan mos nie 'n normale regular pose wees nie. Stuur jou dogters, kan mansmense deelneem of is dit net vir dames? Net Ek dink nog. ons dink nog daaroor. Okay, so wanneer die inligting deur is, sal ek vir hulle deurgee. Jy kan maar van my gee whenever jy reg is, en ek adverteer ons dit vir jou. So stuur julle dogtertjies wat wil weer meer weet oor pageant modeling en so aan te. As Andrea. So Andrea, weer eens baie dankie man, dit was lekker om jou hier te hê. Dankie dat jy met ons kom gesit en gesels het. So daai het jy, daar is jy 7 tot 'n volgende keer. Daar is jy 7 binne jou huis.